Goeienaand, welkom bij nog een episode van Op die Kandeling. Lekker om weer terug te wees, het is woensdag aan. Dit is 8 uur, is die 10:43, het is 8 uur. Op woensdag aan, Op die Kandeling, samen met mijn oude gewoonte, Franco. Lekker om weer terug te wees. Sakkie, goeienaand al die kijkers. Baie lekker om terug te wees, interessante program vanavond. En ons sien uit om lekker te gesels, veral met onze gasten, Sakkie. Ja, maar net weer reminder vir die mense daar buite, ons OK Mamre Community Sevens vind plaas op die 29 November en ons sien uit om julle almal laat hê. Franco het nou gesê van die toernooi wat die 29 November plaasvind. As jy 'n wender wil wees by die toernooi, jy het nog een kans. Ek dink dis jou laaste week. As jy nie by die week kontak maak nie, moenie sê ons het jou nie gesê nie. Jy het nog een kans. Kontak vir Fred Arends of Emil Adams, of van gee jou besonderhede in by die winkel, daar by Oka Minimark, hier in Mamre, as jy belangstel om 'n stalletjie te vat, né? As jy wil ingeskryf het as 'n klub, jy het nog een kans. Vrydag maak het toe. Is amptelik toe, maar as jy het nog een kans. Ek gee jou 'n kans tot Vrydag toe. As jy by Vrydag my nie gekontak het nie, goodbye my love. Dis goodbye. Dan net, voordat ons verder gaan, is 'n bietjie hartseer nuus. Ons het verneem van die afsterwe van die ere-president van Young Hearts, Jaapie Blyk, namens die OK Sevens komitee, asook die Op die Kandeling team, wil ons innige meegevoel betuig met die familie, die anti-Souf en die kinders. Ons voel dit saam met julle, Young Hearts Rugby Club. Ons is hartseer saam met julle en ons dink aan julle in die tyd. So sterkte vir julle, vir almal buite, Young Hearts familie, om Jaapie se familie, sterkte vir julle in die tyd. Mag die meeste wat die wond geslaan het, weer op sy tyd genees. So Sakkie, baie sterkte aan die Blyk familie en ook die hele Pella gemeenskap, Young Hearts Rugby Club. Baie sterkte aan julle. En ons glo, ja, God sal die wond genees wat geslaan was. 'n Mens kan seker baie praat oor Jaapie, maar ons gaan tyd maak. Ons gaan dus iets oor Jaapie sê op 'n latere geleentheid. Absolute legend. 'n legend in eie reg. Sakkie, net vinnig voor jy verder gaan. Ek sien daar's 'n paar mense ingeskakel, 'n hele paar eintlik. Laat weet vir ons waarvanaf jy kyk, waarvanaf jy ingeskakel is en watter klub jy represent. En ja, gesels saam met ons in die comment section. So ons sien uit dan na 'n lekker program vanaand. Ons gaan vir 'n vinnige breek. As ons terugkom, die 2 leesstoele langs my sal gevul wees. Become a sponsor of the OK Mamre Community Sevens today. You'll get brand exposure to a wide local and regional audience. Community engagement that shows your support for community sport.
positive PR by empowering youth and creating opportunities, as well as presence across event banners, social media, and live coverage. Join the legacy today and contact us on info@okmomri7.co.za. Rugby, the heart of Mamre. Join us as we take a deep dive into the rich history of what makes rugby the heartbeat of Mamre. Welkom terug bij op die kantlijn. Samen met ons vanavond Clark Roberts en Kevin Pessens. Clark was, zoals jullie weten, Clark was zo 3 weken geleden, was Clark ook op die show. Maar die productiespan het gevoel, ons het nog niet genoeg uit Clark uitgekregen nie. Ons het net die jaar te gehoord, Clark is junior loopbaan, so vanavond gaan ons raken aan die senior loopbaan. Dat is ook om Clark is. En ons kon niet anders zien. Iwers moest ons die Springbok van Mamre in die huis krijgen. Voor 3 jaar het ons gesukkel om die te krijgen, maar zoals ik voorgezet, alles wat tijd. En ons het om vanavond hier gekregen. Kevin, Clark, welkom bij op die kant. Dank je. As hy manne, welkom. Kevin en Clark. Nice om julle hier te hê. Sakkie, ek moet sê die manne lyk pragtig in hulle uitrusting. Nie net legends, rugby legends, maar ook ons eie dorpse legends. Manne wat na wie ons opgekyk het oor die jare en ons is bly om hulle hier in die studio te hê saam met ons. As julle nou vanaand sien, hulle sien vir Kevin nie so en Kevin is in sy Springbok baadjie. Kevin is 'n Springbok van Mamre. Maar ek wil net my vriende, ek het oorblik vriende Kevin. Ek wil wel sê moenie bekommerd wees nie. Gelukkig speel ons nie weer die jaar teen julle nie. So julle hoef nie bekommerd te wees nie. En Kevin is nou die skole groter gemaak vanaand. Manne, ons het so 'n paar vrae, soos ek sê, ek weet nie of die tyd ons gaan toelaat om alles te sê en te vra wat ons wil vra vanaand vir julle nie. Miskien moet ons seker 'n program kry, 'n 5 ure program waar ons alles kan inpas. Maar ons het so 'n paar vrae by mekaar gesit wat ons vanaand wil gaan vra en probeer dit maar so antwoord so ver as wat julle kan. Sakkie. Franco. Ja, julle het albei julle tuisgebiede verlaat om rugby meer ernstig op te vat, Clark en Kevin. Clark, jy kom uit Kaapstad uit waar jy vir teams gespeel het in die Kaap soos Noordelik is en daai tipe spanne. Kevin uit Mamre uit, hierso plaaslik Atlantis, Mamre. Wat was julle eerste indrukke van mekaar toe julle saam begin speel het op provinsiale vlak? By die Griffins natuurlik. Ek dink ek spreek onder korreksie, was 1999. Dis korrek, ja. Franco, dit was vir my nogal 'n surprise die dag. Ek het by gewerk by Atlantis Diesel Engines. Dit was nou farmdrywe dag. En skielik kry ek 'n oproep en die persoon aan die agterkant is Clark Roberts. En met dit sê vir my Kevin, stel jy belang om 'n skuif te maak aan Noord-Vrystaat toe. En hier's like toe ek daai naam hoor, Noord-Vrystaat is mos nog nie Durban of Pretoria nie. Dis mos op 'n droë plekkie. En anyhow, ek vra toe vir my teamleader, kan ek gou net Clark gaan sien op buite by die kantore daarbo. En daarvanaf was dit history en ek het hom gesê ek is in en ek moet my werk toe mos nou maar los by die en so aan en met dit word dit ook net vir my gesê, ek gaan net vir 6 maande 'n kontrak kry. Ek dink ook toe, my werk is goed as ek terugkom en ek maak dit op hy vlakkie en ek het net 'n Vodacom kontrak gekry. En waarna ek die eerste 3 games het ek gespeel en toe sê die coach my Kevin kom in en jy bly so my vir die Karibie kom. Is dit so Karak? Dis korrek. Ja, om terug te kom na daai tyd toe of in die dorp veral. Kyk, soos almal was dit ek wou Mamre rugby gespeel en Kevin was by hom net gewees. En toe die vraag opkom toe hulle vir my vra, hulle soek speler van kleur, center, vleuel en so aan. Utility back. Ja, toe sê ek het so 'n speler. En op daai stadium moet ek sê Kevin voor die res uitgestaan in die dorp.
By my het dit nie gegaan of hy nou van Hamlets is of ek nou van Mamelodi Rugby Club afkom nie. Dit was 'n geleentheid vir 'n jong speler. En ek het toe vir hy die afrigter dit gesê, ek het vir jou ou. Toe vra hy kan ons môre kom, sê ek ja, ek sal sorg dat ons môre wees. En dit kom so dat laat ons nou in sy kantoor instap en die eerste indruk wat hy van Kevin gekry het, was glad nie so 'n goeie ene nie. En dan ek wil nou nie die woord, die kragwoord los nou hier op die wat ons was nou Ja, dis 'n familieprogram ja. En ek het eintlik basies ontplof. En ek het hom gesê wat ek dink van sy statement. En ek het hom net daar gesê die man wat hier voor jou staan is 'n springbok. En toe sê ek vir hom vat my woord. Hy ken nie vir hom nie, maar ek ken vir hom. Vat my woord. En soos Gavin reg sê, het hy eers kom laat hy maar kom en ons kyk maar so na die tweede, derde oefening dat ek altyd maar vir hom in sy oor gesê het, jy moet hom vasmaak. Ander unies begin om raak te sien, jy moet hom vasmaak en so het ek maar druk op hom gesit dat hy sê okay, ons kyk maar eers na die Vodacom kontrak en toe die Karibeker kontrak en die res is geskiedenis en die dag toe hy 'n jaar na daai springbok raak en toe het ek het my moeite gemaak om daai coach toe te gegaan toe hy in Ierland gaan coach vir Connacht. Ek dink dat hy groen jerseys vandag. Sorry klap, die coach wat ons nou van praat is Stef Nel. Stef Nel, ja, dis korrek. Toe ek kom uiteindelik in die hande kry. Toe sê ek vir hom Stef, wat het ek vir jou jaar terug gesê? En ek kon eintlik sien oor die foon hy verander van kleur. Toe sê ek hom wat het ek vir jou gesê? Moenie ons mense onderskat nie. En dit is vandag nog steeds so. As ons mense die geleentheid kry, hulle gryp hom aan. Ons sien dit vandag. So Klaakie, as jy vir my sê en ons weet nou almal mos nou wat was Kevin se bynaam gewees, maar ek weet nie of hy nou nog die bynaam Peanut het nie. Maar toe sê jy dit vir my Peanut Engine. Ja. Jy weet mos man sê as jy 'n bynaam in die plek kry, jy verloor my. Jy gaan dood met hom. En toe ons stop tussen die manne waar by die groepe sou kom en as jy alles ek vir hom nou nog kry dan hulle roep hom by naam Peanut. Ek gister was Stewart Ebert so 'n boodskapie gestuur en hy vra Peanut. Weet the easy. Ja, nee, then memory but he will probably die with that name. Peanut. Maar daar's nog 'n ander naam ook nog maar En Kevin, sê net hoe my toe julle twee nou uit die dorp uit gaan in Grafvens toe. Wat was die grootste uitdagings wat julle in die gesig gestaar het? Julle sluit aan by 'n nuwe span, as nuwe omgewing, geestelik sowel as in prakties. Ek dink vir my sakkie was dit 'n baie groot uitdaging want ek het mos maar vir Hamlets het ek mos maar center en loskakel gespeel. En nou moet ek vleuel gaan speel wat ek nog nooit in my lewe gespeel het. So dit was vir my en dit was nou nie klaprap wat jy gaan speel nie. Jy gaan mos nou Vodacom Cup speel en 'n bietjie Karibeker rugby. So daai was 'n groot challenge want jy speel daai tyd teen ouens soos James Small, Chester Williams, Stefan de Blaas, al daai manne tieners Delport hulle. So jy's 'n vleuel John Daniels ewens vandag. Wat 'n brilliant vleuel van Boland wat ek 'n baie groot respek het van al die jare wat ons teen gespeel het en met Brighton Tolls en so aan. Maar vir my was daai 'n baie groot uitdaging en ek moet ook sê daai selfde jaar gaan toer ek toe met die SA Barbarians. En dis my eerste jaar as vleuel. En daar het hulle vir my op die ranks begin bring in die SA Barbarians span. Waar ek actually die jare na met die Bokke gaan toer. En die jaar na het ek met die SA span ook toer. En so daai het my history begin wat ek gemaak het oor die jare. Ja, Kevin, ek wil net sê, miskien voor dit, dat ek miskien net vir die van julle wat kyk so, Kevin begin het klap rugby. Kevin, jy moet net my korrigeer as ek verkeerd is. Ek dink 1997 VP Duiser span. Ons weet jy het vir Hamlets first team gespeel en ek dink daai ek onthou daai oomblik wat klaar daar by ID gekom het soos gister. Want ek het net aan die oorkant gewerk by die pipes op Clark. Ek dink hy call het eers aan na my toe gekom. Toe soek hulle vir Gavin. Ek hardloop toe oor na Gavin se department toe en gaan sê vir Gavin, "Yes, Clark is af vir jou." Soos het reg gesê Barbarians en ek dink net vinnig fast forward 99 Griffins
die jaar 2000 kry jy toe 'n kontrak by die Pumas. In fact, ek dink julle al twee Pumas toe gegaan, Clark. Dis korrek, ja. Kevin, as ek reg kan onthou, by die Pumas het jy 'n fantastiese drieë gedruk as 'n vleuel. En ek dink een van die drieë was gery as die 3 van die jaar. En ja, teen die Bulle, en ek dink daai 3 het ook 'n groot impak gemaak vir wat in die jaar 2000 gebeur het saam met jou. Vat vir ons 'n bietjie terug na daai tyd toe. Wat julle begin het by die Pumas. Ek dink dit was baie nice geweest om Witbank toe te gaan uit welkom het. En ons het exciting coaches gehad, so Chris Grobler, Dani Gerber wat almal van ons ken, wat een van die wêreld se rugby spelers is. En om met so oud te werk wat jou agtlyn afrigters is ons net iets anders. Hy leer vir jou soveel ander vaardighede, hoe om te step, jou passing. Hy het net iets anders van die game en daai het vir my baie gehelp in die 2000 seisoen wat obviously vir my laat toer met die Springbokke. So hy het 'n baie groot invloed gehad op daai jaar se performance van my. Clark, jy self baie goeie season gehad by die Pumas. Ek dink een van die uitstaande spelers daai jaar en ons het nou die aangesels daaroor. Maar ek dink daai was ek jou vandat ek jou rugby gevolg het. En ek weet daai tyd ons het gespeel. Jy het gespeel WP presidentspan, jy het by Boland gespeel. Maar ek dink daai spesifieke jaar was Clark Roberts se jaar wat jy het vir my uitgestaan na jaar. Vat vir ons 'n bietjie terug na jou 2000 seisoen by die Pumas en hoe jy dit ondervind het. Kan jy van net vir my paar sekonde, ek wil net van die Griffins ook nog jy weet ons Griffins toe gaan, dit was 'n baie groot uitdaging. Wat dit 'n bietjie makliker gemaak het, is dat ek en Gavin kom uit dieselfde dorp en so die aanpassing was bietjie makliker daar. Jy weet, ons het die manne wat saam gegaan het, ons het so Caravel kombi gehad. En ek was die oudste van die Kaapenaar wat die gegaan. Kyk, myself, Gavin, dan is Stuart Abbott wat 2003 vir Engeland in die World Cup gespeel het, dan is dit van Neil de Kok gehad daar, Kat Maaiburg, goeie, jong, exciting players wat by Maties was. En vir hulle was dit nog meer van 'n groot uitdaging, want hulle ken nie daai nie. En die telling wat die Griffins gekry het, hulle soms kere van hy manne gehuil, want hulle ken dit nie, want hulle is van Maties. Jy weet, hulle was gewoon aan die ander kant van 100%. Ja, hulle was aan die uitdeelkant. Ja, hulle ken nie van ontvang nie. En ons ken dit, ons het al ons 70s en 80s gekry hierso. So dit is nie iets niets. En dan ek moet sê ons was baie goed na gekyk. Ek en Gavin, ons het in 'n 4 slaapkamer huis gebly. En hy was so groot, maar ons het 1 kamer gedeel. En ons het en dat die ander manne soos wat saam met die Kaap gekom het, hulle was meer, jy sal ook om Engelse manne, hulle het so 'n straat van ons af gebly in 'n huis en dan die Afrikaanse mannetjies ook van Maties, hulle het in 'n ander huis gebly, maar ons het lekker tye gehad. En jy weet, ek kyk nou so die ronde tafeltjie, jy weet, welkom is mos bekend vir die sirkels en dit massiewe sirkels. En as ons gery het, dan vat ons mos nou die verkeerde draai, dan moet ons hoor, dan is Kaap toe en is die kant. Maar ons het lekker tye gehad en dit was baie nice en as 'n man nou vat na 2000 by die Pumas, dit was 'n jaar van, mens kan dit nie eintlik beskryf nie. Ek het daar eintlik ek was meeste van die tyd op die hoe kan ek nou sê, om die ouderdom met 'n bietjie nou begin 10 met tel. En Kevin gaat ook seker nog daarvan dinge toe het ek was 'n bietjie out of shape. Kan ek net uit by al probleem wat ek hier het met Clark was om. Nou bly ons in dieselfde huis mos nog. En elke maand moet ons nog ons kos gaan koop. Nou ek is van die ligste in die span. Ek makkeer ooit, ek dink 78, ek dink Clark is amper 120 gewees uit wat gewig betref. Nou sê ek Clark, maar ek moet gewig optel en jy moet gewig verloor. Maar alles wat Clark in die mandjie sit is low fat kos. Alles is low fat, ja, alles is low fat. Ek het later so Clark, nou hoe moet ek gewig optel? As jy wil gewig verloor. Met die kosse wat jy in die mandjie sit. Gepraat van die kosse, Clark, so wiese toe julle twee nou saam bly, wiese verantwoordelikheid was dit om kos te maak of het julle maar so om die beurt te gaan? Ja, nee, wat daai wat man. Gavin kon net 'n eierbak destyds. Nee, hy kon nie dit gedoen. Nee, daai was nou my ding wat ek het gehou van en ek het maar
ek het maar die pot geroer. Maar as ek nou een is, ek het nog nooit so baie keer gekos. Ek bly carry. Given en klaar dat ik zo kom naar die rugby toe. Wie van jullie twee die meer senior rol vervul? Wie was die mentor van die ander en hoe het jullie elkaar Ek dink Clark was meer die senior. As gevolg van Clark is ons nog 'n paar jaar ouer as ek en Clark kom uit Bolandspan uit wat hy al voorheen verteenwoordig het voordat ek nog provincial gespeel het. Ek het maar daai tyd onder 21 en Daisa span gespeel en so aan. Waar ek ook in hy tyd met die SA onder 20 span Nieu-Seeland toe moet gegaan het waar ek my sleutelbeen gebreek het en ek moes toe actually onttrek en ek kon nie met hulle gaan toer nie. En hy was ook 'n sad part. Maar my Clark se teenwoordigheid in die huis, het my baie positief gehou. Die 2 jaar wat ons nou saam gespeel het by die Griffins en die Pumas, hy het altyd my net positief goed in my kop gesit en aangemoedig, jy kan dit doen. Jy's al ou nou hierso wat ons 'n dorp kan dra eendag as hy klaar is. En dit was so. En dis hoekom ek 'n groot respek het vir vandag en ek sal altyd dit hê. Ja, weet, as het nou terugkom na die Pumas, toe soos ek nog gesê het, daar het ek maar, Daniel het vir my so gekyk, ja, let ons nou hier. en ek het vir myself gesê, jy weet, jy kompeteer teen manne wat veel jonger as jy is, en ek het vergewe en sê, jong, hier sal ek sal 'n plan moet maak hierso. En so het ek maar op my eie begin oefen, en dan ons het 'n hele entjie van die gym afgebly in Witbank. Dan het ek gaan oefen in die aand, as die middag klaar geoefen het. As sien hy weer vir my, wanneer dan gaan ek vat ek nou wat slaapie nie, laat ek aan uitrus vir my sessie van vanaand. Dan as ek weer terugkom na wat ons nou gebly het, dan lag hy. En 'n ander mannetjie het dan oor. Dan lag hulle vir my uit, sê ek, okay. Ek gaan sien as julle op my dinges kom of julle ook sal insit. En dit het vrugte afgewerp want het so gekom dat ek elke keer vriendskaplike wedstryd, dan sit ek maar op die bank, toe het Ryan Jacobs, Ja. Ryan Jacobs het hulle toe vervang vroeg in die game, toe sê vir game dit ook maar sê nee wat tickets nou kom. Nou sê ek reg en ek skoor 2-3 en hy laaste vriendlik as in die Lions, ek skoor die wen 3 en ek nog 'n 3 geskoor. En van hy tyd af toe start ek elke game van die Pumas. En ek het my game so aangepas omdat jy weet jy raak nou ouer, so jy spoed en dit neem 'n bietjie af en toe het ek maar my eie dingetjie begin uit en hoe om en dit het eintlik baie vir my eintlik op die voorvoet gesit wat my rugby betref en by die Pumas het ons baie van daai afgespeel so die pick up and go en so, ons het baie momentum gekry daar want dit was eintlik en hy was Clark Roberts se favourite. Ja, definitief. Kevin na Pumas het julle twee se paie geskei. Maar as julle een seisoen saam kan herleef, wat een sou dit wees? Ek sal definitief sê as die Pumas seisoen. Ek dink soos Clark sê, meer begin staan by die Pumas en obviously ek het ook gestaan en by daai tyd toe was dit jy mag hulle kies net 2 gekleurde spelers so hulle het die quota stelsel so by daai tyd en vandag as jy vandag se oudjies kyk die geleenthede wat hulle kry dan staan daar tot 6-7 gekleurde spelers vandag in toetsspanne en provinsiale spanne maar Pumas het definitief vir my uitgestaan sakkie dit was 'n flippend lekker jaar vir my ek dink ek was Pumas top 3 drukker vir die jaar en so en aan die einde van die jaar toe moet dit was vir my die keersie op die koop toe my naam nog uitgelees word om saam met die Bokke te gaan toer. So definitief in 2000 is 'n hoogtepunt. Vir die van julle wat saam kyk vanaand ons gesels met local en Suid-Afrikaanse rugby legends Kevin Passens en Clark Roberts. Daar is 'n paar comments, ons gaan nou na julle comments lees. Sakkie, ons kyk gou na 'n paar comments daar. Ronel Roberts sê hy is nou nog lief vir Kerry maar. Wat sê Ronel? Logan Roberts sê, wow, bril daar die Puma om daai springbok te jag. Angelo van die kerk sê, naand aan die paneel in die dorp se 2 groot geeste van Mamre en die rugbywêreld,
Coach Gev en Coach Clark. Nancy Angelo. Angelo Arendse sê die manne van welkom. Angelo, het klink asof Angelo 'n staaltjie of twee. Angelo, ek kom nou daarby, Dinge het geneek as Well, Oor sê true legends of Pumas Rugby Union watching from Johannesburg. Hilton Oor. Brent Charles Waitwood, Peterson, Sir Kevin, Justin Jonathan, Nancy coaches in Nagasaki. Ek het net op gaan die Sevens kamp weer afkom. Justin, hoe fast, Justin. Okay, daar is al die comments. Ja. Clark, dankie vir hy stukkie oor die Pumas en soos ek sê, ek onthou nog daai tyd soos gister. Gavin, na 2000 toe sê nou hok geraak, toe gaan na groter geleenthede vir jou oop. En die volgende skuif in jou loopbaan was ook seker een van die beste skuwe en ek dink daai het jou rugby ook begin groei en net beter begin raak. Ek heb net voordat jy die vraag van Franco antwoord, ek dink Angelo het nou hier iets genoem en 'n mens moet dit tog aanraak, want toe Gavin Clark toe jy nou vir Gavin kom haal het in Atlantis by ADE en Gavin gaan Noord-Vrystaat toe, Gavins toe Gavin mos nog 'n local agent gehad daai tyd. Kabous, Carlo Davids, Carlo Kabous, was mos 'n local agent. Dis korrek. En Carlo het mos by tye vir julle kom besoek en weer kom. Dis korrek. So dis hoekom Angelo seker nou daai opmerking daar maak. Ja, dis. Ons wat maar daar Angelo. Wat 'n welkom probeer het bly en welkom. Ja, hulle sê mos altyd welkom en welkom. Ja, nee, ek weet nou dat jy ook praat van die gym en so en hy was nie so 'n man wat lief was vir gym nie. Nou as ons nog 'n gym het, nou as jy klaar, jy dit mos nodig. Gaat hy aan, dan stap hy so om my waterfonteintjie en dan maak hy sy hand nou so nat, sprinkel dit net so. Dat hulle laat die coaches nou kan sien hy sweet. Dan sprinkel hy net so lank, sê ek, jy gaat aan. Maar ons lekker tye gehad en die show is net, hoe kan ek sê, was maar net 'n voorreg geweest, die geleenthede wat ons gekry het, en of die geleenthede wat ons self ons geskep het, was net amazing. Daar's 'n game, ek weet nie of Gavin saam met my sal stem wat ons teen Vrystaat speel. Hy was die top, een van die top 8, jy weet, hy het nou, ja, hy het nou die Karibeker gespeel, en dan kwalifiseer die top 8 vir die top 8, die 8 spanne kwalifiseer vir die top 8, en die Pumas het daai jaar die top 8 gehaal. Ek dink die Blaubulle het die top 8 gehaal. Ja, die Blaubulle. En dan het ons gespeel teen die top van die topspelers daai, want die Karibeker was die kompetisie. En die een Vrydag aand het ons gespeel teen Vrystaat en daai span was gelei. Jy weet, Andri Venter was daar, AJ Venter was daar, Rassie was daar, hy was die losmanne geweest, ja. En dan het jy gekry Naka Droske en Osdorant en Werns, alle was gelei en ons kon gesien het in die game, ons sukkel want hulle sê, dan kom ek nou by rak, dan sê hulle, ons het hulle, want was bekend on hulle dat die pick-up and go wat ek nou begin doen het vir ons go forward ball gegee, as ons die momentum gehad het, dan kom ek nou by die rak, en dan sien, daar staan hulle daar, en soos Rassima is, en soos hom ken het, en natuurlijk alles ontleed, en so van die tijd af, dan staan die man daar, dan sê hulle, nee, ons het hulle, en toe hulle nog dink, hulle het ons, en toe is ons deeg, en toe is het nachtval, en toe kom ons deur, en ons skoor se 3 van die pick-up and go, en so het ons vir Vrystaat gewen aan. Ek meen, dit het vir ons eintlik op die map gesit, dit het vir ons markwaarde laat styg. Dit is wat het gemaak het, dat die groter unies na ons begin kyk het. Kevin praat nou van die bulle en by die leeu's, hulle het na ons begin kyk, want hulle sê, okay, want ons al die spanne wat Karibeker gespeel het meegedink om die top 8 posisie te haal, want hy was nou die laaste, die ander ouens speel hier die B-afdeling, om het so te sê. Ja. Die top 8 was
was die kompetisie gewees. Ja, en gepraat van die Pumas, ongelukkig is dit so, die Pumas speel baie goeie rugby. Nou mense sien dit vandag ook. Ja. Dit is ongelukkig so dat die Pumas goeie spelers gaan verloor omdat die groter unies gewoonlik van daai manne gryp om vir hulle sterker te maak en dan obviously ook dan vir daai jonger spelers of van die kleiner unies so te sê dat daai groter geleenthede te gee. Kevin Franco het voorgepraat, na Pumas skryf jy balle toe, Clark skryf leeu's toe. Hoe het dinge daarna vir my was dit ek is mos maar al die jare as ek al 'n Bloubil, ek kan vir Franco ook was ek. So van klein af was ek al Bloubil en om vir my daar op te geëindig was iets anders. En net die sterkste van alles is toe ek 2001 Bloubil toe gaan en Clark gaan leeu's toe. Toe gaan toer ons in Fiji dink ek, toe kom ek terug. Toe skeer ek my knieligament af. En net 2 weke voor dit toe die Harry van Leeuwen vir my gebel en ek en Leeuwen van Westelsen is op pad Kaap toe uit Pretoria uit. En ek en hy is al 2 ouens van die Bloubil wat Springbok kontrakte kry. En meer hy tyd toe sit ons nou in die boksgroep is dit ons nou, hy sit met 'n Stefan de Blanc, Pieter Rousseau, Breiton Pauls, Chester Williams. En ek is maar nou die 5de beste as jy dit regtig so kyk. En toe Terry vir my gesê Gavin ek het hom nog nie 'n toets gespeel toe ek by die Bokke was, maar as gevolg van omdat hy senior spelers al was, maar hy het hom gekyk op die long term gaan ek nog wat 'n tyd 'n toets kry. En ongelukkig skeer ek my knieligamente af en na verloor ek my bokkontrak ook. En daar sit ek die system. Laat ek maar nou die next jaar toe weer met die SA span van toer, waar ek nou weer geleentheid gekry het. En by die einde van die dag toe sit ek met 3 knieoperasies. En ek moet maar gesukkel het om my vorm te bly hou. Van die einde van die dag jy was staat. En toe ek by die Bulle is het ek gereeld gestaan waarvan ek 'n paar finale gespeel het. En dit het so extra special gemaak om met ouens met 'n Victor Matfield, de Bakkies Botha, Joos, 'n Karibiker te wen. Danie Rousseau en hy man. Danie Rousseau, al hy manne. Ja. Kevin gepraat van beserings. Hoe moeilik was dit as 'n professionele rugby speler om met daai beserings te deel en hier sien jy hier speel die manne of die manne gaan toer en jy's besig met rehab. Hoe moeilik is dit vir 'n rugby speler om mentally met daai besering te deel? Ja, vir enkel was 'n staf. Dan by einde van die dag jy wil op die rugbyveld kom, want jy is so lief vir die game. Maar nou sit jy met 'n kniebesering wat vir jou 6 maande uit die spel uithou. So jy raak 'n bietjie negatief, maar dan sal ons nou fysio's en wat jou gereeld help met rehabilitasie en sulke goed. So dit is ook baie goed en as dan miskien 'n sielkundige wat ons ook al uit geken het soos Henning Geer, ek ken hy oudjies wat ek dink was by die Bokke en by die cricket ook al. Jy kan altyd vir hulle gebel het en hulle sal altyd baie positiewe goed in jou kop sit. Laat jy nie negatief raak nie, laat jy weer gouer op die veld kan kom. Want by die einde van die dag is dit alles in jou kop. As jy nie sterk genoeg is, dan sal dit weer terugkom. Maar as jy daai fighting spirit het, dan sal jy altyd bounce back. Klaar, as jy so 'n bietjie terugdink aan jou eie rugbyreis, wat was die bepalende dryfpunt vir jou en wat jou gevorm het as 'n speler? Daar so baie jy is eintlik te bang om iets daarop te sê. Maar daar's een ding wat uitstaan is jou geloof. Kyk, ons het nou gegaan, ons het weer van die huis af gegaan. Kevin vir die eerste keer, ek vir die eerste keer op 28 jarige ouderdom. En was 'n hengse aanpassing. Dit was die speletjies want ons ken dit mos nie. Jy kom altyd van 'n game af, kom jy huis toe. Jou maat nog jou sak uitgepak. Geskel hulle nog. Maar doen hulle dit weer die next keer, doen hulle dit weer. Hulle het so sak uitgepak. Maar daar op jou eie, dit lyk of jy meer ook wat as jy van 'n werk uit afkom. Die aanpassing was net te groot. Soms kere kry ek kinders so jammer wat nou op 14-jarige ouderdom, 15-jarige ouderdom hulle huis verlaat vir geleenthede en is altyd jammer laat hulle weg moet gaan van die huis af. Waar die versoekinge so groot is en dat ons jong spanne of jong kinders nie raak gesien word deur die plaaslike inisiatiewe soos 'n WP met dalk of 'n Holland, want jy moet 100 keer beter weet as die man daar, want jy speel teen of jy speel proewe, as jy by 'n proewe gaan, ek was nou 'n jaar terug, was ek by 'n onder 16 rand kom proewe, weet ek het ons kinders net so jammer gekry, toe hulle daar kom, toe moet hulle in die haasspan,
die watse span moet word hulle opverdeel en die sê die top ouens, hulle neem eens deel aan daai tipe proewe nie. Hulle kom hier by die finale proewe, dan kom hulle in. Nou dit is die rede hoekom goeie spelers van ons van die platland wegval, because hulle het nie daai sê uithou vermoë, want hy dink hy is goed, maar nou kom hy daar nou face die reality is maar so en hulle persoonlike omstandighede speel altyd so 'n groot rol is om vir hulle 'n bietjie op te help, want dit is al wat hulle na uitsien as die rugby, soos hulle daar by die rugby nie na gekyk word of hulle word onregverdig behandel, dan val hy kinders deur die net en dit is die hartseerste van alles. Gelukkig vir ons is dat jy's groot en wat vir ons staande gehou het. Ons het geweet jy bid mense vir ons. En ons was nie alleen daar nie. Ons het soos ek en Kevin altyd gesê, dit is ons opdrag. Ons is hier vir onsself. Ons moet die deure oopmaak vir die kinders wat nog moet kom. Want as ons nie gaan bevorm, dan gaan wat is Mamrie nog wat ons gaan bevorm, dan gaan baie mense wil weet, is daar nog. So dit is wat vir ons motiveer destyds. In hy moeilike tye en soos ek gesê, die gebed van ons ouers en ons familielede en so aan. Wat vir ons staande gehou, het eens geweet dat die next oggend staan sy op. Dis nou dit en nou. Oor was in die Griffin wat ons midde in 'n tornado. En hy aanvra vir Kevin en was scary daai aand. En die huise langs ons en so aan, se dak het afgewy. Hulle huise was die mekaar boom het omgeval en alles dit op die huise. Ons huise tussen 'n klomp huise net soos gestaan. Al verskil wat net toe ons nou wakker skrik, die konnies, né? Konnies het weggeskuif van die mure af. So was dit, was baie scary geweest. Ek moet dit kon jy hom na jou ouers toe gehol het, is daai tipe van, maar jy's daar stoksel alleen. Gelukkig slaap ek en Kevin in 'n een kamer. Maar dit was baie nice, maar die uitdagings is as jy nie sterk is nie, dan val jy gou deur die krake. So dit is wat dit is. Klap, jy het nou vroeër genoem van die skole en kinders wat geleenthede kry. En ons weet hoe dit gaan met proewe ander dag, soos ek nou net genoem het. Jy speel al die proewe hier van die begin af en dan net om voor die laastes uit te val en so aan, wat so onregverdig was as die ander manne nou net kom vir die laaste proewe. En ek dink dit is miskien die rede hoekom vir die laaste 10, 15 jaar baie van die skole van die noorde, Pretoria, Johannesburg, daai kinders wat hulle weet wat miskien benadeel word by proewe en goed, omdat skole vir hulle oprap en vir hulle geleenthede gee. En hoe bly ons as vir daai geleenthede vir kinders sê, want ons sien dit nou, ons kan sien die kinders gaan vorentoe, as die ouetjie nie 'n provinsiale kontrak kry nie, kry hy at least 'n geleentheid by 'n universiteit 100%. waar hy kan studeer en dan terugkom en 'n professionele beroep dan beoefen. Ja, dit is Frank, dit is soos jy daar sê en soms kere dat ek het dit ook al oorgekom dat ek te veel praat of te hard praat, sê ek dit ook as moet sê klaar, soms keer jy in vergaderings, jy moet 'n bietjie diplomaties wees in vergaderings, dan vra ek hoe op die aarde kan jy diplomaties wees as jy sien dinge is nie reg nie. En dit is hoe ek kom baie sterk uit teen sulke tipe dinge. Daarom ek voel soms kere voel ek dat jy 'n gunsteling, soos ek wil nie gunsteling wees nie, want as ek 'n gunsteling is dan doen ek nie my werkie. So en as jy nou vat vir die jong span, ek het daar's gewende getye. Daar's nog spelers wat gegaan het. Ons praat van Dean Okkers wat Valke toe gegaan het. 'n Wilba Humphries wat Griffins toe gegaan het onder 19. Dan Brun Gericke en Duinto Kok. Ook Griffins onder 19 en dan is dit Meinhard Clayton wat Cheetahs toe gegaan het. Ongelukkig het dit moeiliker gaan hulle kan want soos ek nou pas gewys het is nie 'n maklike paadjie om te stap nie. So die geleenthede is daar en ongelukkig is die geleenthede by ander provinsies waar dit nog moeiliker maak vir ons kinders. So eerens waar op 'n kon moet die bus nou stop en moet sê genoeg is genoeg. Ja.
van ergens waar moet die streke daar moet een streek gevorm word waar jong kinders van jong spelers van jong ouderdom af net vir 'n week of 2 moet kom van hulle ouer huis af, waar hulle tipe van 'n akademie moet wees, waar hulle slaap vir 2 weke, hulle gaan daarvan na 'n plaaslike skool toe. Hulle kry alles basies wat 'n Parel Gym of 'n Parel Boys huis kry. By hulle skole, by hulle geriewe. Dan maak jy die kinders daar groot, want as die call kom of die geleentheid is, dan weet hulle dan ten minste, kyk jy, hy kan aanpas want hy sal nou vir 3 weke, 4 weke weer van sy ouers, alhoewel dit net 'n paar kilometers weg is. Maar dit is 'n begin. Jy kan nie aangaan, anders gaan ons kinders hierdie krake val. Ons sien hoe gaan dit in ons gemeenskappe. Talentvolle spelers wat die geleenthede gekry het of hulle kry net die geleentheid sê nie, joh, is daai mannetjie wat vir Lydia nou rugby gespeel. Kyk hoe lyk hy, kyk hoe lyk sy en hy of haar. Maar is bitter moeilik. So erns waar op 'n call moet hierdie tipe dinge maar gebeur, die gesprekke, harde gesprekke moet plaasvind. En 'n paar jaar terug het ons klinieke gehou in Mamre. Die wêreld was vir ons beloof. Jy gewen hulle Tinus Lanele, hulle Tinus Lanele McNeil Springbokke het hier kom vakansietye ter ons kom rugby klinieke hou, maar daar was beloof gewees en alles het net platgeval. Ons het moet geriewe in ons dorp, ons sit met 'n plaaslike skool wat gewandeliseer word, wat kan omskep word in 'n akademie van wêreldgehalte, want ons het die manne hierso wat iets kan doen. Want soms kere voel jy word nie in jou eie dorp word jou waarde baie gering geskat. Want hulle sien vir jou, vir ons kan getuig van hulle sien vir ons as 'n bedreiging. En wie kry swaar in die van die dag? Die kinders. Jy kan 'n kind se mindset verander. Hy kan nie meer groot mense mindset verander nie. Ware woorde klap. Vir die van julle wat saam kyk, ons gesels met Kevin Passens, die Mamre Express, soos hy bekend gestaan het destyds, en met Clark Roberts, local rugby legends en Suid-Afrikaanse rugby legends. Ons het 'n paar comments, Sakkie, ons gaan gou kyk daarna wat die mense sê. Pieter Februarie sê, laat ek net die stelling, Pieter Februarie. Dus ek is reg as ek so sê, né? Dan sê rugby legends, Frankie en Sakkie, en sy gewende staaltjies van die 2 here was werklik ons dorp se trots. Rendel Arends sê, Kevin was van junior daar al by Emirates af vir groot rugby bestem. Ek was 'n coach by juniors. Hy was goed. Later het ons saam senior rugby gespeel vir ons klub Emirates. Kevin was very good a player. Ronaldo Johannes sê, die 2 Mamre Eisters het daarom al ons dorp baie trots gemaak. Manne het hulle die standaard gestel vir baie van ons jong spelers om te glo dat hulle dit kan doen. Hulle is nog steeds rolmodelle. Warren Adams sê, baie trots op hy 2 legends. Waarin ek dink die hele dorp is trots. Gerald Oppel sê, goeienaand. Dan sê Gerald, goed om weer die show te watch en groot manne se kant te hoor. Goeienaand, Jerry. Kat Edward de Pre sal graag eendag met die 2 manne wil afrig, sal great wees. Is om die draai, Doepie, is om die draai. Kat Potensie, ware legends. Fagan Palmer, quality. Carlton Esbach, great manne, groot rugby kenners, groot respect van Mamre Heroes. Denver Bully Solomons, klaar, jy slaan die spyker op sy kop, dankie aan op die kantlyn vir die geleentheid vir die manne, lankal deal. Dat is die comments wat ons so ver het. Even om terug te kom, jy het net so, sommer net so laat dink, en ek dink dit kan sommer net so genoem word. Jy het meer as 1 Karibeker met die Bulle gewen, en ek dink jy het 1 of 2 Samichitas ook gewen. Ja, Sakkie, ek het 3 Karibekers vir die Bulle gewen, en 2 by die Cheetahs, waarvan ek ook in 3 Woudekom finale ook gespeel het. En dit op fullback het ek nog al gespeel, al 3 die finale het ek op fullback uitgedraf. Maar dit was toe die Karibeker nog die mees gestogste kompetisie in Suid-Afrikaanse rugby gewees het. Nie die afgewaterde een wat hulle nou speel. Ja, Sakkie, ek spreek ook 'n korreksie. Ek dink Kevin het korrigeer. Ek dink Kevin is die
enigste speler van kleur wat 5 Currie Cups gewen het. Dis reg dink. Ja. Enigste speler van kleur wat 5 Currie Cups gewen het. En daai is 'n rekord. So daai rekord staan nog steeds. So ja, well done Gavin. En ek weet Clark het nog vroeër gepraat van ons manne wat die geleenthede kry en dieselfde geleenthede kry soos ander manne nie. En hier sit ons met iemand wat 5 Currie Cups gewen het. Ons hoor dit nooit in op SuperSport, daar word mense gemaak of so nie. Maar ek dink net om terug te kom na daai komment toe van jou vroeër van die skole. As ons kyk na die groot skole in die Kaap veral in ons kontry, as jy kyk na die Paul Boys, jou gym en al die groot skole. En jy kyk na 'n skool soos Mamorie byvoorbeeld waar jy miskien goeie talent het of by kleiner skole so jou nie geskiedkundige rugby skole. Maar ek dink al verskil daarso Sakkie is dat die kind wat by Paul Boys of by die groter skole is, word blootgestel aan al die geriewe en al die resources wat hy daar het. So hy kind mag nie dalk hy mag nie hy is nie dalk die beste rugby speler nie, maar omdat hy die resources daar het, hy word gekondisioneer, hy word later dan beter as die ou met die natural talent. Verstaan so die ouetjie met die natural talent, hy kry nog nie dieselfde kosse wat hy ouens daar kry nie. Hy kry nie dieselfde afrigting nie en die kondisionering gaan ook agteruit. So dit is waar ons dan op die einde van die dag in 'n jaar of 2 as hy ou in hy system is hy outomaties, hy's nog nie noodwendig beter speler nie, maar omdat hy in hy system is, raak hy dan beter as die ouetjie wat nie hy geriewe het. Franco, dit is soos jy sê, ek wil net iets weet vertel van die Griffins destyds toe die Karibebeker mos nou so by die provinsies om. En op daai spesifieke dag toe die Karibebeker nou by ons in welkom. En ek het uit beker so gevat en ek het hom die lig opgegat en ek gou asof ek nooit om my drank en so aan. En hulle het gelag. Dis ek vergewe. Een van ons twee gaan nog lank uit die beker uit drink. Definitief ek miskien nie, maar sy is nog jonger en so aan. Sy gaan nog baie die beker uit drink. En dit het waar geword. So mense slaan 'n bietjie af wat ek sê. Ek het vir Stef en Nel gesê in die 98 dis 'n springbok. Ek het by die Griffins gesê die man gaan baie uit 'n Karibebeker uit drink. En dit het gebeur. So luister wat ek sê, ek praat die waarheid. My woorde kom altyd waar. Klaar, wil nie iets van my in sakkie sê nie. Ja, dit man, ek meen nou dit wat julle ook doen. Man, is net amazing want julle sit die week na week, julle sit in vergaderings om 'n toernooi aan te bied. Ek meen as 'n toernooi wat Houston al jare probeer het al. Die klub wou nie ingekoop het in die idee nie. Maar nou gelukkig die sewes is nou hier en ons kan nou net die vrugte daarvan afpluk. So so te sê jy kan nie net opgee nie man. As mense sê nee, die ding gaan nie werk nie. Jy weet die ding gaan werk, want jy doen dit met 'n hart wat vir jou sê dit is die regte ding. Ja. En jy kry dit van bo af. Jy kry niemand, jy gaan mos nie die oggend wakker en sê ek wil nou 'n 7 side tournament reël nie. Want ons dorp het dit nodig. Dit is waaroor dit gaan. Manne ja, altyd nog groot rugby gespeel. Okay, manne, julle albei het groot rugby gespeel, provinsiale rugby en Kevin, jy was 'n bok. Wat was die moeilikste sal julle sê vir 'n professionele rugby speler of watter tyd van die seisoen was die moeilikste vir julle? Vir my was dit ons het obviously in Oktober uit die Karibebeker uit klaar gemaak. So en dan gaan jy skoon my. Dan gaan ons op 2-3 weke kry verlof. Dan moet jy weer terug gaan Pretoria toe. En dan moet jy met 'n off-season begin, waar die rugby is die volgende jaar begin. So jy oefen nou basically vir 3 maande vir jou afdood. En dan begin die seisoen volgende jaar Februarie maand. En dan nou net die middel Desember kry jy af, die van die 15de af. En dan moet ons op die slegste tyd moes terug gaan. Hy is die 3de of die 2de Januarie. Dit het ek bietjie geleer oor hy paar dae. En dan het ek nou al gepaard sien en ek het die einde gehad uit. Maar ek sê het met alle respek,
Het was nie lekker om die derde of die tweede jou familie agter te los. En is vrek warm in Pretoria of in Witbank of wherever. En daai was vir my die slegste gedeelte van die provinsiale setup. Die harde oefening in die pre-season. Ja, het is soos Gavin sê, jou was bitter moeilik. Jy weet toe ek toe ons Griffins toe gaan, toe lê my suster op 'n sterfbed. En hy was bitter vir haar Gavin. En sy het vir my gesê gaan. As sy vir my net gesê bly nou, dan het ek gebly. Maar sy het vir my daai dag, en dit was 'n baie moeilike decision wat ek gemaak het. Daai dag wat ons die Sondag in die Kaap by mekaar kom. Wat ek vir moet tot sien. Ek weet dit is die laaste. Maar dit is wat Gavin praat, is 'n moeilike situasies. Jy los jou familie en so aan. Dan is daar nog 'n ding. Ons het baie op die akker geoefen in die tyd. Dan kom ek daar verby hom gedraf, dan gaan ek op akker toe. Dan lag hy. Ek sê, "Is alright man. Lag jy maar." Nou kom ons nou oefen ons. Dan ek was hier ek was vir kort afstande was ek alright, maar vir hy draf hy lang ende. Dan kom hy verby. Kom nou. Draf ons so as nou begin hy draf ons paviljoen op en trappe op. Kom dis hierdie akker. Jy sê kom moet dit dink gegooi. Sou ek het gedoen. Ek okay is fyn, maar dit so was dit gewees. Ons het altyd mekaar opgehelp en was dit nou voel. Nee man dan ons het dit goeie tye gehad en daar was ook bitter moeilike tye gewees. Ons moet dit erken waar ons ek meen as dit nou vat by die jaar 2000 wat Gavin Springbok geraak het en ek was in elke mondelike koerant man van die Kaap tot ewe was ek in die toerspan gewees en tot op die oggend van die aankondiging toe was ek nog in die span toe sê ek vir my broer kom ons gaan slaghuis toe. Toe gebeur dit so nie, maar ironie van die saak was ons speel teen HVD op Otoniqua Park, né? Ek maak my knie seer. En met dit gaan ek nou na die first aid kamer toe op Otoniqua Park. En die sameroeper van die Springbok keerders kom maar in. Die Kabali Davids was. En ek lê dan hy sê vir my, Klaakie, tog nie nou nie. Vra vir Gavin. Sy is een van die manne wat ons al nou al in die span kan gekies, want ek het gevoel man, ek het net gevoel daai tyd en ek dink toe ek skrik so groot. Die man spraak nou van Springbok, ek is nou dis die sameroeper, as jy so maar net 'n fan of iets. Ja, as die sameroeper van die keerkomitee en ons het gebly daar in die Wildernis Hotel. En daai aand toe dit woes gegaan daar, want daar was daai hotel was oorgevat deur die mamma. Hy het nog nondens kom maak my kant ook daar by die coach. Toe kom die coach nog Chris Grobler sê die Sondagoggend vir my klaar. Kabali het vir hom nou gesê presies wat hy vir my gesê het. En ons het gegaan vir 'n draf langs die beach. Ek sê not the damn had ek nog hier sit. Hoor die coach en Kabali en ek het daar begin draf, maar hy knie was net so dik opgestrep gewees. En toe draf ek maar nou saam. Maar hy sit in jou agterkop. Dit is nie sommer van iemand van die straat af gehoor en ongelukkig toe het dit nou nie gemaak nie, maar dit sal iets nice gewees het. Dat als altyd die boksman gaan, maar die troor was in Gavin het dit gemaak. Dit was hom nou die troos gewees. Hy het nie als altyd dit nou nie gemaak, hy het dit gemaak en dit was iets nice gewees. Dit was eintlik die lekker bitterpil om te gesluk het, want jy het hy versekering gekry van die sameroeper van die Springbok keerders af. Ja, Sakkie, ek kan relate na daai aand. Ons almal was daar by Clark se huis. En ons het geglo Clark gaan die span haal. En soos hulle destyds gedoen het, hulle het eers die ouens die name het so afgekom. Hulle het uitgelees en dan forwards nou wag jy vir hy naam Clark Roberts en ons almal is doodstil. En in plaas van Clark se naam, kyk Clark was volgens die toeskouers en almal moes Clark die keuse gewees het vir hy span. En toe hulle nou kom by die posisie en hulle moes Clark se naam noem, toe noem hulle Tando Manana. En ek dink is reg Clark, Tando het daai jaar saam getoer.
Ja, hy saam Pretoria. Tando Manana ook. Griek was gespeel. En ja, ons almal het dit gevoel saam met Clark en ek dink hy net die atmosfeer hy aan dit onmiddellik gechange, maar soos Clark sê, net na dit wat hulle die backs se name lees, het Gavin se naam afgelees en ons almal was toe saam bly en so die dis hoekom ek wil Clark, ek wil vir jou dankie sê vir die tipe persoon wat jy is. Laat jy nie mismoedig was en ek weet jy het persoonlik jy het seer gevoel binne daai tyd, maar die tipe persoon wat jy is om vir mense geleenthede te gee in die dorp. Ons het vroeër gehoor, jy het gesê jy en Gavin het vir verskillende klubs gespeel. Maar toe Stef Nel vra vir 'n agterspeler, het jy gekom na Gavin. Jy het nie gegaan na 'n ou van Mamre Rugby Club toe nie. Jy het gegaan na die beste speler in die dorp. En dankie vir dit wat jy doen of gedoen het destyds en nog steeds doen vir rugby in die dorp. En ek dink daar was nou so 'n week of wat terug 'n interview Kobani Bobo wat Kobani ook net goeie dinge van jou gepraat het. En van Mamre. Ek dink hy het op 'n oomblik stil gestaan en het gepraat van die legendes of 'n legende wie jy was in jou dae of die tipe speler wat jy was en saam manne gespeel het soos Tinus Lene en Cheste en daai manne. So dankie vir alles wat jy gedoen het vir rugby en vir die dorp en ook nou nog doen vir mense daar buite. Ek wil net jy het ons almal weet jy Springbok gehaal en ons het nou klaar het ons nou deur wat hierdie emosie en hoe hy gevoel het toe die aankondiging nie gemaak, sy naam nie afgelees word nie. Maar voordat ek jou vra oor daai spesifiek in die jaar 2000 toe jou naam afgelees word, het jy die voorreg gehad om saam ou soos Rassie te speel by die Cheetahs? Toe ek by die Cheetahs kom tot hy net, Rassie retire actually 2004 in 'n Karibeker finaal. Toe speel ons teen die Cheetahs op Loftus en hy het ons obviously vooruit gedraf, want dit was nou sy laaste game. En nou net die draf by die tunnel kom hy nou aan met sy spanmaats en Anton Lennard kom die kant uit met ons. En ek kan sien die ou se trane loop in 'n Rassie se gesig en Anton sê vir hom, jy's stout, as jy 'n stout. Jy gaan na die game ook so hê. En ongelukkig was dit nog so, as het hulle pak gegee en hy retire toe daai jaar. En 'n jaar na daai raak ons nou die coach van die Cheetahs en ek sukkel met 'n kniebesering en ek speel nie in daai finaal nie. En Rassie wen daai finaal. En 'n jaar na daai toe bied het my 'n kontrak aan wat ek by die Cheetahs moet kom aansluit. En dis hoe ek 2 jaar toe 'n jaar ek onder Rassie speel en hy gaan toe raak die direkteur van WP Rugby en toe vat Naka Droski as coach oor by die Cheetahs. En toe wen ons daai jaar ook uit Karibeker by die Cheetahs. Vat ons die aan 2000. Die name hier die TV-skerm voor jou. Ek dink hoe beskryf jy so iets? Want jy so op jou senuwees die hele dag of die aand vooruit. En daai spesifieke dag, ek dink daar was 2 semifinale gespeel. Ek dink WP en die Saaks het ook gespeel. En ek was daar by Enslow, hy is daar by Botaips gewees. Want ek het ons nou obvious ranke saam met Enslow gespeel in daai tyd. Voor daai tyd. En ek was al lekker spaak in gewees want dit was nou dis mos 'n bietjie stresvol, verstaan jy? En tot en met na die games toe sê hulle vir my, "Yes, kom, die spanne gaan nou afgelees word. Die name word nou uitgelees." En dit was net 'n ander gevoel die hoe almal opspring wat my naam nou afgelees is. Ek dink hulle die fullbacks en die vleuels afgelees. Ek dink my naam was 3 of 4 afgelees as ek plaas ek 'n korreksie. Maar Sakkie, ek dink nie daar's 'n beter gevoel as daai ding as jou naam by die Springboks van afgelees word. Of evens as jy in 'n Springbok bus klim en jy klim uit met 'n crowd wat buite wag, wherever jy gaan oefen of gaan speel, dis net iets anders Sakkie. Dis ek dink is 'n baie is 'n lekker gevoel en ek wil youngsters hier buite sê leef vir jou drome. En ek het altyd 'n sêwoord wat ek sê, hard work always be talent. Unless talent doesn't work hard enough. So dis wat ek glo vir die laities sê buite. Gaan werk hard. Jou drome sal waarheid word. Jy moet dit glo. Dan sal jou goedjies, jou drome seker goed sal in plek val vir jou.
Ek wil vanaand sê as jy kyk het na die show vanaand, dan wil ek vir jou sê die boodskap gaan vanaand uit as jy weet jy kan help om die seuns en Mamelodi se rugby te bevorder. Is genoeg manne wat die talent het om my seuns te ontwikkel. Maar kom jy net na die tafel toe en gee vir ons dit wat jy vir ons kan gee. Al gee jy ook net 10 rugbyballe of jy gee net gym equipment of jy gee net dit. Hier is manne wat sal help, wat meer as bereid is om te kom en die hand aan die ploeg te slaan. Ja, nee. Dit is so as ek dit sê Kevin en Tash. 100%. En ek meen soos almal sê, sy sal nooit daar alleen kom nie. Sy gaan nie al dink sy ook sy is die beste speler of so. Sy gaan nooit daar alleen kom nie. Sy het spanmaats nodig. Sy het 'n support structure nodig. Sonder dit is dit donker vir jou want sy gaan nooit daar alleen kom nie. Want as dit so is, dan moet jy maar het golf speel of tennis speel wat net jy alleen in 'n team is. Ja. Maar is so belangrik as jy uit gaan kyk nou vir Keegan en dan kyk jy nou vir die ander Davids klink Manu se seun, ek kan nie nou by sy naam uitkom nie. Dante. Is mannetjies wat weer hoop bring vir ons se kinders. Hier in ons dorp. Hulle bring hoop. Jy sal miskien nou dink die kinders sien miskien net toe of wat, maar jy bring hoop. Kyk nou vanmiddag het ek nou verby Konny Luke gery. Hy wat ek nou daar eers aan die noorde rugby speel. Daar's nog 'n paar mannetjies wat rugby speel. So hy kinders gee weer hoop. Soos ek vroeër gesê het, hulle maak die deure oop vir nog. Daar word vir hulle gevra, is daar nog? Klak, is daar nog? Kevins, is daar nog die? Sê daar is julle bereid om my kinders aan die hand te vat. Dit is nie 'n maklike storie nie. Ek kan daai verseker vra vir jy, ons kan getuig, is nie 'n maklike storie nie. Is harde werk, regtig waar en is nie net soos Kevin sê, ek weet nie waarvan af kom die dinge, ek is nou eintlik maar okay, los dit maar dan. Maar ek sê vir jou as jy 'n support structure het, dan raak dit net makliker en makliker. En moenie vergeet waarvan af jy kom. Hy is die belangrikste. As jy gaan vergeet waarvan af jy kom, gaan jy nie weet waar jy op pad is. Hy is bottom line. Jou roots bly jou roots. As jy jou roots uittrek, dan vrek hy plant. Ons almal weet, ons almal ken 'n plant. As jy wortel uittrek, dan vrek hy plant. So ja. dit is maar dit is die storie. Absoluut Clark. As daar van julle jong seuns is wat kyk vanaand, soos Clark sê, tereg sê, daar is geleenthede vandag buite. Daar is skole, groot skole wat soek na ons kinders, spesifiek kinders van ons dorp. Maar wat ook belangrik is, as ons geleenthede kry by skole, jy gaan nog steeds na 'n akademiese instansie toe. So jou skoolwerk is baie belangrik en sommige kere vergeet ons kinders dan hulle gaan na 'n groot skool toe vir rugby en dan vergeet hy van sy akademie. 100%. Dan sukkel die ouetjie miskien of hy dink hy gaan nie op net om rugby te speel. Nou sukkel die ouetjie en dan kom die manne, ons sê nou nie dit gebeur of met almal of whatever nie. Of die man kom huis toe en hy sê hy was sleg getreed daar of is hy geval nie. Verstaan? Maar ons moet ook of ons kinders moet ook ons kan bring of hulle moet ook hulle kan bring. En ek dink dit is maar al wat verwag word van die manne. So as jy daar buite is en jy's 'n goeie rugby speler wat 'n geleentheid soek, werk hard aan jou akademie en jou sport en ek glo jy sal sukses behaal. Ons het lekker gesels vanaand saam Clark en Kevin. Net voordat ek 'n laaste vraag wil vra, wil ek net gou vir die mense daar buite sê, en was jy net vir my langs Ankel Frenko kan inskryf kom. Ek wil net vir Embers deel van ons komitee. Ember daar WP klere gekry. Sy's 'n coach nou by die Drammies en Ember baie geluk met die prestasie. En ons hoop en vertrou dat jy nog die kinders sommer lekker sal afbring en sommer nog groot hoogte sal bereik. En dit waarvoor sy lief was. Ek het verstaan dat Ember sluit volgende jaar aan by 'n rugbyklub. Ek weet nie by watter rugbyklub nie. So Ember moet sterkte met dat ook. As Ember baie geluk. Op die kantlyn se eie Ember. Mense as hulle video's het, stuur vir ons die videoetjies. Ons sal dit waardeer, stuur dit maar vir ons.
Daar is 'n paar comments. Kom ons gaan kyk gou na wat die mense sê. Logan Robert sê storie op storie vir die geskiedenisboeke. Nee, Logan, jy praat die waarheid. Maris Apollo sê, well spoken, Clark en Gavin. Goeie program, Sakkie en Franco. Hoop die huidige jong spelers sien wie die wegbaan vir hulle wat vandag speel vir beide clubs. Angelo Arends sê, gelukkig het Gavin 'n jarelange ysmaat in Pretoria. Hier die alse patrie wist toe Gavin se naam hoor in die bokspan. Franco. Hilton Adams sê Clark was regtig goed genoeg om ook die bokgroep te haal saam met Gavin. Gavin was soos ons almal weet een van die beste wings in die land. Daai tyd maar Clark was definitief een van die beste flanke in die land en was 14, 15 jaar oud. Maar hy sê hy was 14, 15 jaar oud maar onthou sy kraglopies. Die twee manne regtig Mamerie op die map gesit. Colin Zafta, hy son in sport, is a son out of court. Baie dankie manne. Waaruit Colin? Ronel Robert sê, die manne het baie om te bied. Maak gebruik van hulle rugby vloei deur hulle. Dis is Ronel, 'n mens kan dit seker nie genoeg sê nie. Fagan Palmer sê, baie talent in ons plek. Dat kan jy weer sê, sien. Okay, daar is die comments. Ons wil net vir die mense daar buite sê, as julle weet van enige fake account, asseblief meld dit toch net aan. Want daar is, ons weet van die fake account wat daar is. Dan het Hamlets Rugby Club se jaardans is die 24 Oktober. Die kaartjies is R150. Mense asseblief toch nou man. Moet nou nie sê, jy het nou nie geweet van die dansie. As die 24 Oktober, die kaartjies R150. As die kaartjies nou op is, dan wil jy kom sê, maar jy het die nooit geweet as kaartjies. Maak kontak met die bestuur, ek dink Angelo, Diedrey en Wilma. Julle kan by hulle die kaartjies kry. Mamerie se rugby afskeid is die 21 November. Die kaartjies kos R250 en die kaartjies is beskikbaar by Des Persens, Emil Adams, Samila Solomons en Bernard Stadler. So, maak seker julle kry julle kaartjies en asseblief as jy nog nie 'n beker kry die jaar, ek sal op 'n latere geleentheid dit vir julle sê. Ek sal op 'n latere geleentheid dit vir julle sê. Net so kort voor die dans, dan sal ek met julle praat, die spelers oor dit. Gavin Clark, baie dankie vir dit wat julle vanaand hier vir ons gegee het. Dit wat julle, ek dink daar's baie wat julle nog kan bied vir die dorp, vir rugby in die dorp, die gemeenskap. Nie net op rugby vlakkie, maar ek dink in die gemeenskap self. 'n Mens is altyd dankbaar en bly vir julle ouens wat bereid is om nog te kom. Vir die ander ouens wat daar buite is, die legends, manne, moenie skaam wees, jy kom praat, maak kontak met ons. Ek wil die voorsitters en die bestuurslede van die klubs vra, moedig maar julle lede aan om te kom praat en te kom deel die stories met ons, soos Clark en Gavin vanaand hier gedeel het. Ons waardeer het. Niks en niemand moet uitgelaat word nie. As ek Gavin en Clark, baie dankie vir julle tyd vanaand en vir wat julle beteken het vir ons dorp en nog steeds. Dankie vir die genot wat julle vir ons verskaf het oor die jare. Ek glo almal het destyds vasgesit voor die kassie as julle gespeel het. En ja, lekker om weer daai herinneringe te herleef het vanaand. En ja, net dankie vir wat julle doen vir die sport man. En vir alles en vir almal in die dorp om die sport te bevorder. So ja, ons kan nog seker baie lank sit en gesels hier so Sakkie. Gavin en Clark ter afsluiting, die ouke Mamerie Sewers is die 29 November. As ek vinnig vir jou moet sê, of vra, jy weet nog nie wie die spanne wat ingeskryf het, maar vinnig vir jou moet sê, of vra, wie dink jy gaan die jare beker lig? Ek kan nog nie vir jou sê wie gaan dit lig hier, maar een is wat ek jou kan sê, ek sal like Mamerie en Hamlets moet weer in die finaal speel. Nee, daar gaan ek saam Gavin stem, maar ek dink Mamerie gaan dit weer vat, as hulle weet die mekaar gaan speel. Dankie Clark, dankie Gavin. Ons los dit daar, dankie vir vir almal wat ingeskakel het, baie dankie daarvoor, ons waardeer dit.
Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. Cheers, goeienaand mense. Enter to win 2 VIP tickets to the OK Mamre Community Sevens Rugby Tournament, taking place on the 29th of November at the Mamre Sports Club. All you have to do is like, follow, and join our social media accounts, comment OK Sevens giveaway and tag 2 of your friends, and share this post to your story. The winner will be announced live on the 12th of November on Oku Content. You have more than enough time to enter, and you can enter as much as you want. Good luck.